Hemelvader, baie dankie dat ons U nou kon eer en kon loof en kon prys met liedere uit die hart, Here. Vader, want ons sê as ons Jesus Christus aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, dat hy in ons hart is, Here. En U is in ons hart vanmôre en ons hart maak ons warm, al is dit koud daar buite. Ek dank U, Here, vir die woord wat ons gaan oopmaak vanmôre. En ek bid dat hierdie woord vir ons iets sal beteken. Dat hierdie woord wat vir ons iets sal beteken, maar sal uitgaan deur dit wat ons kan meedeel aan ander, sodat hulle ook kan hoor wat die Here sê. Want dit is U wat spreek uit die woord. Vader, soveel kere hoor ons, maar ek hoor nie die Here nie. Wanneer praat die Here? Hoe kry jy die Here gehoor? Here, U woord is dit wat U praat. U woord is dit wat U sê. Daar is geen beter manier om U te hoor as uit die woord. En daarom bid ek U hand van seën af oor hierdie woord. Vader, spreek deur my, nie ek, maar U wil in Jesus naam. Amen. Ek gaan vanoggend weer 'n bietjie Ou Testament toe. Dit lyk vir my ons hak so 'n bietjie by die Ou Testament, want daar's 'n paar goeie dinge wat voortkom uit die Ou Testament. En Piet het begin praat vanoggend daar met my. Sê ek, Piet, maar kom preek jy? Want dit is omtrent dit wat ek wil sê vandag. En hy het nie 'n idee gehad waaroor ek gaan praat nie. Ek wil graag hê, Gerard, ons moet daar uit die boek van Daniël, Daniël 3. En ek wil julle tog graag uitnooi as julle ooit die geleentheid het en die tyd het om met Daniël 3 tyd te spandeer. Spandeer 'n bietjie tyd saam met Daniël, want Daniël is 'n verskriklike interessante boek. En hy maak geweldig gebruik van simboliek, so mense moet hulpmiddels hê wanneer jy met Daniël werk. En dan kom daar nogal vir jou dinge te voorskyn. En dan maak Daniël se openbaring vir jou oop ook. So Daniël is 'n verskriklike interessante boek, maar ek wil vanoggend 'n bietjie tyd spandeer rondom Daniël 3. Dit is nogal 'n stukkie om te lees, maar ek dink dit is die moeite werd om hom te lees. Ek gaan probeer vinnig lees. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog, met die klem op goud. 'n Goue beeld, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dura-dal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, tesourier-amptenare, die regters, landdroste, hofamptenare, almal vir die wyding van die beeld van die koning laat oprig het. Al die belangrike mense. So het die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal en almal wat daar genoem is, bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. En hulle het voor die beeld gaan staan. Na aankondiger, hun aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van die trompet, die fluit, die siter, die lier, die harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, dan moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. Wie nie buig in die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompette, fluit, siter, lier, harp of ander instrument hoor, voor die goue beeld wat die koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en aanbid. Kom ons hou net so 'n bietjie vas daarso. Nebukadneser het baie van hom gedink, om so 'n groot beeld op te rig. Hy was 'n kragtige man, hy was 'n magtige man. In daardie wêreld, hy die Assiriërs, die Israeliete, almal rondom hom, het hy verower, hy het hulle stede afgebreek, en hy die mense as ballinge ingebring. Wat is later sal leer tot sy eie nadeel. Maar hy het almal ingebring
in hierdie koninkryk van hom. En dit is om hom te kom dien. En uit hierdie koninkryk uit sal ons nou sien, het daar 'n paar besondere mense ook na vore getree. Kom ons gaan aan, Gerrit. Vers 8, dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verkla het. En daardie Galdeërs was 4 manne, maar die 3 manne was op die stadium verkla. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siterlier, harp, ander blaas en musiekinstrument voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie is die Babiloniese name van hierdie mense. Ek gaan net nou hulle Israeliese name vir julle deurgee. Vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het. Slim manne. Hulle is nie in beheer van die provinsie Babel. Wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring. En Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar? Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie? Die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid. Sodra julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siterlier, harp, ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef nie hierop te antwoord eers nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons uit te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Hou hom so daar, ons hou net daar, Gerrit, nee, daar by 18, kan by 18 los. Wie van ek en jy sou dit vir daai koning gesê het? Wie van ek en jy sou dit vir die koning gesê het? Dis een van die vragies. Dan vers 18, selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle het in die brandende oond te gooi. Hulle het toe vasgebind, sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met alle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind, binne in die brandende oond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe maar, ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toegekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond gekom. Hou net daar. Die oond was so warm dat sy sterk manne doodgebrand het. Hy het gekom na die bek van die oond. Hy het nie gebrand nie. Hy het hulle uitgeroep. Die heiligheid van die Here was so teenwoordig op daai stadium, daar, dat dit selfs vir hom beskerm het, wat nou voor die oond gestaan het. En ons weet vandag dat dit natuurlik Jesus was wat saam met hulle in die oond geloop het. Toe die goewerneurs-generaal, die administrateurs en die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die 4 niks aan hulle liggame gedoen het nie, hulle hare het nie geskroei nie, hulle het nie na rook geruik nie, hulle het letterlik niks mekeer nie.
Toe sê Nebukadnesar aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien en te aanbid. Ek wil net tot daar so lees. Hierdie hele verhaal van Nebukadnesar is eintlik 'n verhaal van wat 'n mens baie laat wonder. Want hy's 'n magtige koning en hy doen dinge wat eintlik nie nodig is om te doen nie. Hy het die agting van die mense. Nogtans gaan bou hy hierdie kolossale goudmense, goue beeld. Sodat mense die beeld moet aanbid en nie vir hom nie. Wat vir my vreemd is aan die hele aangeleentheid. En met die koms van die Israeliete na Babylon toe, moes hy geweet het dat hier baie getroue dienaars van God was. En die beste van alles, die beste van hulle was Daniël, want hy was die gouverneur, hy was sommer hoog aangestel. En ons sou later leer dat Daniël elke middag tyd gemaak het en gebid het. In die rigting van Sionsberg in Jerusalem het hy op sy knieë gegaan en hy het gebid tot die Here God. Hy het daar sy stilte tyd gehou, want dis waar hy sy krag vandaan gekry het. En dit is ook gesien deur die manne wat jaloers is natuurlik nou oral rond. En hy was in die leeukuil gegooi. En hy het nie eens na leeu geryk toe hy uitkom nie. Leeu stink nogal. So, Daniël het ook uitgekom. En weer eens het Nebukadnesar die Here geprys en mense kan amper, as dit ware sê, hy het in aanhalingstekens tot bekering gekom, want hy het tot 'n mate die Here begin dien. So, daar het 'n wonderwerk plaasgevind in hierdie hele proses. Nou, die Israeliete het nog 'n besonderse pad gestap vanuit Jerusalem, want alles is afgebreek. Die hele wêreld rondom is nou in Babylonië. En julle weet natuurlik, Babylonië is die stad waar Babel was, waar die toring gebou was, waar die mense regtig sondig was, want hulle wil gebou het tot by die Here en dit nooit reg gekry het nie. Daniël en sy 3 vriende het besonderse posisies beklee in hierdie Babyloniese regering, om dit so te stel. En hulle was natuurlik voorberei om dit te kan doen. En ons het nou oor die afgelope klompie tyd, jammer ek het weer herhaal, maar ek dink by herhaling steek goeie soms vas. Het Pierie gepraat oor Amos. En ons het lekker pak slaag gekry by Amos, want Amos het harde woorde vir die Israeliete gehad in ons taal. Amos het harde woorde vir ons gemeente gehad. En daarna het Dudley gepraat oor die wedstryd van die lewe wat ons hardloop, met die wenstreep. En toe het God vir ons kom sê, uit Job, ons moet vas staan en sterk staan. Jy is myne. En dan uit Haggai kom die woord, ons moet die tempel herbou. Hierdie tempel moet ons herbou. Want ons het baie kerke in die land, maar daar's min tempels wat herbou word. Dit is die woord van die herbou van die tempel. Ek wil graag probeer om te wys na alles sal God hoor en sien en seën, al is daar tugtiging by. Want ek dink in hierdie hele proses was daar sulke goeie besluitneming gewees deur 4 manne uit Israel, wat werklik so onwrikbaar in God geglo het, dat hulle enige iets sou aanpak, en letterlik enige iets sou oorwin. Hierdie 3 manne wat nou in die oond gegooi was, hulle name in Joods of Hebreëus was Hanania,
Misael en Asaria. Hanania het beteken God het guns vir my betoon. Luister nou mooi. Hanania het beteken God het guns vir my betoon. Shadrach was nou sy naam in Babylon. Dit het beteken die beskerming van die maangod. Nou kan julle sien hoe die afgoderry beoefen is uit hierdie name wat verander is. En dan Misael, God is wie God is. Dit herinner jou aan Moses by die brandende bos waar Moses gevra het, maar wie sal ek sê stuur my? En God het gesê, ek is stuur jou na die Farao en die Israeliete. Maar hier staan dit, Misael, God is wie God is. En Asaria is, die Babyloniese verduideliking van daai woord is, dit het ook te maak met die maangod Aku. Aku is wie Aku is. So hulle dit net eenvoudig, soos wat ons wat in Thailand 'n bietjie sendingwerk gedoen het, weet dat die boeddhas en al die goeters is afbeeldings en verwronge uittrekkings uit die woord van God. So hulle het nie hulle eie boeke nie, hulle het letterlik eintlik nie hulle eie ideologieë nie, maar is dit verwronge uitgetrek uit die Christendom uit die geloof van die Israeliete uit. So, en Asaria beteken God het my guns betoon. Nou as God het my guns, God is wie God is, God het my guns betoon en my gehelp, dan nie saam in die vuur saam met hulle stap nie, wie sal dan nou? Nie die maangod, of Aku, of Nebu, wat hulle ook al die gode geneem het, nie een van hulle nie, verseker nie. Hulle Joodse name is dit waaraan hulle vasgehou het. En elkeen van ons 'n naam. En elkeen van ons 'n naam, as ons die dag in die hemel kom, kry ons 'n naam, wat vir ons so verteenwoordigend sal wees van wat ons is, wat ons nie sal kan glo nie. En Daniël se betekenis kan ek nou maar ook sê is, God is my regter, God is my geregtigheid. Dis Daniël. God is ook my hulp. God is wie hy is. God betoon my guns. Hoe kan ons dan nie sterk staan nie? Soos ons terugvat na Job toe. Hoe kan ons dan nie sterk staan nie? Nebukadneser met sy 30 meter hoë en 10 meter wye goudbeeld beteken absoluut niks. Dit beteken absoluut niks vir hierdie Joodse mense nie. Maar die mense wat nie 'n verhouding met God het nie, beskou goud as alles. Want as die goudprys $4,000 slaan, dan juig almal. As hy $4,400 slaan, dan verkoop hulle sodat hulle weer wins kan maak. As ons so verknog is aan goud en die wêreldse dinge, dat ek voor hom buig, dan het dit te ver gegaan. Want dit is wat hierdie boodskap vir ons vanoggend kom sê is, jy kan nie te ver gaan nie. Ons is in hierdie wêreld en ons het 'n doel in hierdie wêreld, soos Daniël en sy 3 vriende. Ons het 'n doel in die wêreld en dit is om God te verheerlik. Om God te verheerlik, God se naam uit te dra. En dit is hoekom ons moet leer hoe om dit te doen. Dit is baie interessant om te sien hoe dinge uitspeel later met Nebukadneser. Want hy het 'n soort van die Here gelowige prys ook nou saam met Daniël hulle, maar nie regtig nie. En op die einde van die dag het hy sy kop verloor. Dit is so eenvoudig so dit. Die sleutel is hier. God is my hulp. God is wie God is. God is my geregtigheid en God betoon my guns. Is hier dalk 'n Daniël vandag hier binnekant? Die ander Joodse name het ek nou nie na ons name vertaal nie, maar Daniël was maklik. Dis 'n wonderwerk. Hulle loop in 'n oond en daar's nog 'n man by hulle wat Jesus is. God se seun.
vryspraak. Hulle het sonder 'n enkele brandmerk of 'n rookmerk uit die oond gekom. Sonder dat 'n leeu 'n skrapie gemaak het. Hoekom was die koning bly oor Daniël en sy vriende? Hy was baie bly, want nou weet hy die manne want kan verder vir hom goeie werk doen. Dis vir hom het dit gegaan oor die aardse. Dit het vir hom nie gegaan oor die hemelse regtig nie, het vir hom gegaan net op dit wat op aarde is. En dit spyt mense soms om te sê dat ons deesdae sien dat dit vir mense regtig gaan om die aardse. Die gesegde wat altyd gebruik is ons is in die wêreld, ons leef hier in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Want dan moet 'n onderskeiding wees tussen my en 'n persoon wat iemand anders doodmaak, of tussen my en iemand wat steel, of tussen my en iemand wat ander seermaak. Daar moet 'n verskil wees. So ons lewe in hierdie wêreld, en ons lewe in hierdie wêreld met 'n doel. Elkeen van ons het daar met 'n spesifieke doel geskep, anders sal ons almal dieselfde gewees het. Wat vir my nogal betreklik vreemd was in my voorbereiding met hierdie stuk van Nebukadneser, moes ek donderdagoggend 'n webinar of seminar, maar ons doen dit maar op die web doen, want in ons professie moet ons 'n sekere aantal ure opleiding doen per jaar om nog steeds geregistreerd te bly in die professie. So nou die onderwerp wat ons mee gehandel het is etiek. Etiek. En die persoon wat dit aanbied is ook hulle my ouderdom en 'n bietjie ouer, want etiek was baie sterker toegepas in ons beginjare toe ek gekwalifiseer het in die laat 80's. Was etiek absoluut prima. Jy het baie kursusse gedoen oor etiek, want dit is die kern van ons rekenmeesterskap gewees in jou registrasie. En die ou trek weg met die 7 sondes in die Bybel. Die 7 sondes in die Bybel. Vreemd is 'n wêreldse onderwerp hierso, maar ydelle onderwerp is etiek. En hy kom met die 7 sondes. En ek wil dit aan die hand daarvan wil ek nou eintlik dit uitlig. Dat Spreuke 6 vers 16 tot 19. Gerard, ek dink hulle noem 5 daarso. En dan in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 wys hulle 1. Dit is waar dit staan in die Bybel, julle kan dit gaan lees. Ek gaan dit net kortliks opsom wat dit is. Ek gaan heel eers net werk met dit wat daai sonde is. En mense beklei soms net so sekere goed wat nie sonde is nie en wat sonde is. Maar dit staan daar in Spreuke. En die eerste een sê hy is trots, pride. Pride. Of 'n ander woord is vainglory, glory in vain. Pride. As jy sê glory in vain met pride, trots, dan maak dit amper 'n bietjie meer sin. Die tweede een is geldgierigheid, greed. Die derde ene is welis, lust, inordinate and illicit. Dit is die Engelse verduideliking. Die vierde een is afguns of envy, of jaloers, seker, is 'n ander Afrikaanse woord. En die vyfde een is die een wat ons almal geniet, drink en eet te veel. Drink en eet te veel, gluttony noem hulle dit. Drink en eet te veel, gluttony. Ja. Wrath, ekstreme of erge woede is die 6de een. En dan Piet, 7de een, luiheid. 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 Wat staan teenoor hierdie 3 dinge? Of teenoor hierdie 7 dinge? En die eerste ene teenoor pride is dit nederigheid. Nederigheid. Humility. In alles wat Daniël en sy 3 vriende gedoen het, was nederigheid altyd daar. Hulle het respek getoon teenoor die koning want hy het 'n posisie gehad.
maar hulle het baie ferm vir hom gesê, ons gaan dit nie doen nie. Ons dien die Here ons God, en hy sal ons red hieruit. So as jy daarmee gekonfronteer word, onthou, nederigheid is nie lafhartigheid nie. Nederigheid is om baie ferm te wees somtyds. Nederigheid maak van 'n mens iemand waarna ander kan opsien en kan sê, kyk, daar sien ek Jesus in daai man. Nederigheid is seker een van die, vir my die belangrikste konsepte wat 'n mens kan leer. En ons het 'n beleid en dit is 'n aangeteken op ons bord in die fabriek staan daar. Jy kan van enige iemand leer, ook die skoonmaker. Al is jy die programmeer, jy kan ook leer van die skoonmaker. Nederigheid is verskriklik belangrik. En dan gierigheid is seker een van die grootste sondes van ons tyd, as jy daaraan kan dink. En ek kan dit net bynoem, hierdie goed, hierdie ou het hierdie dinge verduidelik aan die hand van ons top besigheidsmanne, het hy het verduidelik. En eintlik het hy hulle uitmekaar getrek. Vat maar vir Marcus Jooste. Hy het gevat vir Christo Wiese. En dan het hy gevat vir Whitey Besson. En Whitey Besson kon hy niks sê nie, want Whitey Besson is 'n nederige Christen mens wat die gemeenskap dien in elke opsig. So hy het so 'n paar persone gevat wat mense nou ken in die besigheidswêreld en dit uitgelig. En dit was my verskriklik interessant hoe al hierdie dinge in plek val eintlik, hierdie 7 dinge by van daardie mense wat hy genoem het. Mark Zuckerberg, die man van Facebook, is ek reg? Facebook is wins is alles. En dit maak nie saak wie hy voor hom plattrap om dit te kan doen nie. Iets verskriklik. So, ek wil nie dit alles noem nie, want dis nie deel van die boodskap nie, maar gierigheid, greed, is iets verskriklik. Wat staan teenoor gierigheid en greed? Vrygewigheid. In Engels charity and generosity. En Jesus het eenslag gesê, as jy ou my dan nou slaan op die een wang, so as 'n handjie spiekertjie, draai jou ander wang dat hy jou daar ook slaan. En as hy vir jou vra, stap 'n kilometer saam met my, stap dan 2 kilometer saam met my. Vrygewigheid, om bereid te wees om die ekstra myl te stap. Welis en last is seker een ook van die groot dinge, ons het dit gesien by daai stukkie van die verlore seun, dat deel van die dinge van die jong mens se lewe is baie keer vasgevang in welis en last, onbehoorlike luste. Die teenvoeter daar is keeping sexual thoughts and acts pure according to one's life and religion. Moet nooit jou geloof weggooi, wanneer dit in daardie jare kom, dat dit 'n belangrike faset van jou lewe raak nie. Moet nooit dat gedagtes van die bose jou oorrompel en dan 'n onomkombare houvas op jou kry nie. Dit is seker een van die sondes wat in vandag se tyd die grootste houvas op kinders kry, op jong kinders kry. 16 en ouer, en in alle gevalle jonger. Dit is ongelukkig ook iets waaruit mense geld maak, en dit raak die wêreldse praktyk. Is 'n moeilike ding om te oorkom. Daar is net een manier, en dis om jou knieë voor die Hemelvader te kom, om te vra om jou te verlos van sulke begeertes wat ontstaan. Afguns en envy is iets wat ons baie goed ken. Antwoord hierop is om dankbaar te wees wat jy het. Om in dankbaarheid te leef. Afguns en envy bestry jy om in dankbaarheid te leef met dit wat jy het.
Al het jy niks in jou bankrekening nie, kan jy nog steeds dankbaar wees. Ek is hier, God sorg tog nog vir my. Hy vat ons soms deur baie moeilike tye, want hy's besig met jou. Hy werk met jou. En nog 'n manier om envy en afguns, jaloersheid te bekamp is, wees bly saam met die ander een. Wees bly saam met die ander een vir sy suksesse. Wat hy behaal of dit wat hy doen. Drink, eet te veel. Jy verloor nogals jou persoonlikheid. As jy die te veel eet waarvan ons hier praat, is nou regtig oordadig eet, né? Dan verloor jy later jou persoonlikheid. En jy lyk nie dieselfde nie. En jou persoonlikheid kry swaar onder daardie lyk nie dieselfde nie. So, dis gewoonte. Dis 'n gewoonte wat 'n mens op jou knieë afgeleer kry. En dit is ook maar 'n vorm van greed. Soos hulle sê, is 'n vorm van greed. En dan die ander ene wat 'n baie moeilike ding is wrath, ekstreme of erge woede, om buite verhouding kwaad te raak en vergelding te soek. Dit is net die Here wat jou daarvan kan red. Want die Here sê in sy woord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel, met al jou verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. As 'n mens in woede optree, tree jy nooit reg op nie. So my pa het altyd maar gesê, tel tot 10, voordat jy antwoord as jy kwaad geraak het, of voordat jy uitvoering gee, as jy kwaad geraak het. Want as jy kwaad geraak het, sê jy wat jy nie moet sê nie. Jy sê soms wat jy nie eers bedoel nie. So, en dis moeilik om dit terug te neem. Is 'n permanente skade wat aangerig word. So, 'n mens moet waak teen woede. En dan veral daai onbeteelde woede. En dan wil ek so 'n tydjie stil staan by die laaste ene. Luiheid. Ek het nie gedink ek gaan redelik lank stil staan op luiheid nie. Maar hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer het tevoorskyn gekom. Luiheid is, ek hou nie van werk nie. Engelse woord daarvoor is sloth. Sloth. Weet julle wat 'n sloth? Is hy dier wat so lelik is en hy ruik ook stink. Hy stap so. Wag hy. Ek weet nie of sy verstand is of wat nie, dan sit hy weer so. En dan vat hy daai 'n bietjie verder, nou so. Dan onthou nou hy, maar ek het 'n agterpoot ook en dan kom hy ook by. So, sloth is luiheid. Dis 'n stadige dier, hy's lui, algemeen lui. Hy sal nooit 'n hartaanval kry nie, verseker. 100% seker. Die Bybel is vol van voorbeelde van lui en wat met lui mense gebeur. Die Bybel sê hy hou van slaap en laat opstaan en hy maak verskonings. Dink maar aan die bruilofsmaal en die uitnodigings van die bruidegom. Almal het verskonings gehad. Hoekom hulle nie by die bruilof kon uitkom nie. Die een sê, ek moet in my land gaan ploeg, maar hy staan nog in sy pyjamas. Die een sê, ek moet my vriende gaan kuier, maar hy het nog nie vervoer soontoe nie. Elke een het 'n verskoning. En die Bybel sê op een plek, en ek het die skrifgie gesoek, maar kan dit nie kry nie. Hy noem, die persoon is so lui, laat hy sy hand in die bak kos steek, maar hy is te lui om dit na sy mond te bring. Toe dink ek by myself, hy het definitief nie probleem met drink en eet nie. Dis nie die sonde nie. Hy's net lui. 2 Tessalonisense 3 vers 10 sê, die man wat nie gewillig is om te werk nie, sal nie eet nie. Dis wat die Nuwe Testament sê. Die man wat nie gewillig is om te werk nie, sal nie eet nie. Kom ons dink hier aan Spreuke wat sê, die son sak in die weste, dan is die luiaard op sy beste. Hoekom? Hoekom dink julle sê Spreuke dit? Luiaard op sy beste, as die son sak in die weste. Dan kan hy al hierdie 7 dinge doen, maar niemand kan sien wat hy doen nie. Dan kan hy hom vergryp in alles.
dan kan hy doen al hierdie dinge. Want niemand kan hom sien nie, is in die donker. Maar God sien alles. Net soos God alles gesien het wat met Daniël en sy 3 vriende gebeur het, sien God alles. So God sien alles van die een wat op die knieë staan en bid. Ruimte maak vir stilte. En as jou gebed nie daai dag dalk verhoor word nie, hou maar aan. Hou maar aan. God was 4 dae laat, Jesus was 4 dae laat om vir Lazarus uit die dood op te wek. Die les in hierdie hele ding is eintlik die gehoorsaamheid van 4 vriende. Wat vir hulle baie swaar moes wees, hulle is weggevoer uit hulle land, in vreemde lande, vreemde kulture. En nogtans bring hulle daai geloof saam met hulle en verander eintlik 'n land met dit wat hulle gedoen het. Eintlik was hulle sendlinge op daai stadium van die geveg. Lui mense kan nie bid nie. Lui mense kan nie bid nie. Want dit vat energie. Hulle wil nie bid nie, want dit is werk. En dit het my nogal laat dink. In Spreuke 20 vers 4 staan daar, jy lei 'n ploeg nie in die ploegseisoen nie. Dan kan ek nie oes in die oesseisoen nie. In Spreuke 24 vers 30 tot 34. Ek het by 'n lui mense land verbygestap, by 'n onverstandige mense wingerd. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toegegroei onder die bossies en die klipmuur was omgeval. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink en daar iets uitgeleer. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om te slaap. En daar kom jou armoede aangestap. Daar oorval die gebrek jou soos 'n inbreker, sonder dat jy dit kan keer. Sjoe, die vrug van luiheid op die einde van die dag is armoede. En ek sê nie vandag dat iemand wat arm is, lui is nie. Ek sê ook nie vandag dat ek enige woord spreek waar 'n persoon swaar kry, hy lui is nie. Ek het swaar gekry. Ek het swaar gekry. Ek het baie swaar gekry. Ek het in 'n baie arm huishouding groot geword. Maar ek het saam met die Bybel groot geword. En ek het saans my Bybel gelees en ek het soggens my Bybel gelees. Al het is aan die verkeerde kant, daar was nie spoorlyn vir Reinsdorpie. Al het is die verkeerde kant van die rivier gebly. Dit het niks saak gemaak nie. Ons het gehou by ons waardes. Daar is baie wat ek daaroor kan sê. Ons huiswerker het by ons aan tafel gesit en eet. Maar ons is uitgekry daaroor. Maar baie mense het die konsep wat God in 'n mens se hart geplaas het, misgekyk. En daar sal baie mense wees wat arm is, wat regtig nie lui is nie. Ek kan uit my pa se hande werk sien. Hy het 'n werk gehad, hy het so 'n stukkie grond gehad wat hy geboer het. En 'n Makbrand is droë wêrelde. Mense wat die wêreld ken sal weet hoe dit is. Dit is nie maklik elke dag nie. Maar ons het genoeg gehad om te eet. In ons tyd het ons weliswaar nog 'n lap op die broek gesit, maar dit is wat dit is. Maar dit het ons gevorm dat ons nog steeds kan vashou aan God elke oomblik van die dag. So as jy 'n arm mens is, dis nie noodwendig omdat jy lui is nie. Omstandighede is daar. Weet net, hou vas in die woord van God. Bly by hom. Bly op jou knieë.
Hy sal voorsien. Hy sal voorsien. Miskien op 'n dag en 'n datum en 'n tyd dat jy nie besef hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit. So dit kom op die tyd wat hy vir jou gegee het. Maar as jy lui bly soos wat die woord van praat, jy laat slaap en saans uitdop en jou dinge doen, dan gaan dit maar lol. Jy moet binne in die woord bly. Gryp die geleentheid aan. Gryp die geleentheid aan om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. En in elke werksplek is daar vir elke ene geleentheid wat die Here wil aangryp wat hy moet doen. Wat hy moet doen. Want soveel mense word deur soveel senior bestuurders misbruik omdat hulle bang is om soos hierdie 4 manne te sê, nee, ek dien my God. Ek dien my God. En dis dan wanneer die etiese waardes by die deur uittrek. Dis dan wanneer die etiese waardes by die deur uittrek. En ek dink 'n groot probleem van Suid-Afrika is die etiese waardes wat hierin opgeteken is die beste etiese waardes wat jy kan kry. Hierdie is die saad van die lewe. Nou die oggend hoor ek weer, 'n slim professor wat praat oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus. En hy betwyfel dit nou. Hoe is dit nou moontlik? En hy's 'n teoloog. Hoe is dit dan nou moontlik dat daar moet 'n manlike sel wees by die vroulike sel om geboorte te bring? En ek wil vir hom sê, man, gaan lees Johannes 1. Daar staan die woord het mens geword. Die woord is die saad. Die woord is die saad, niks anders nie. Die woord is die saad wat dit gebring het. En ek kan dit uitroep, maar daar was nie 'n telefoonnommer wat ek kan skakel nie. Bel man, die woord is die saad. Dit staan in Johannes 1. Dit staan nêrens anders nie. As ons by die woord hou, hoef ons eers bekommerd te wees oor daardie 7 sondes nie. Ons is by die woord. Want dit sal jou verbygaan. Daai versoekings gaan op jou pad kom. Maar soos ons die ander dag gesê het, die versoeking kom op ons pad, ja, altyd. Hy kom op jou pad, maar dis jou keuse. Ek kan nie sê die duiwel wat my sonde gepleeg het. Hy het hier kom sit om vir my te sê ek moet die sonde pleeg. Maar hy het hom nie gepleeg nie. Hy los jou net daar. Want hy wil hê jy moet verlore gaan. Ons moet maar die wysheid soek. Ons moet die wysheid soek. En ons moet kyk na rolmodelle. En daar's baie rolmodelle in die Bybel. Ek dink sommer net aan Job. Ek dink sommer net aan Daniël. Ek dink aan Jesaja. Dink aan Dawid. Dawid het foute gemaak. Maar uit hom is die nageslag gebore, waaruit Jesus gebore is. Vrees God elke dag, want dit lei tot wysheid. Vertrou op God se krag, Filippense 4 vers 13, maar ek wil hê jy moet daai hele stukkie opsit, asseblief Gerard, dan lees ons dit net. Net die paar verse voor dit waar die skrifgie begin, die opskrifgie begin. Kan jy nie sien nie? Okay, ek gaan hom kry. Ek gaan nou vir jou sê Filippense het ek hom gemerk. Ek het hom nou ongelukkig nie gemerk hier by my. En ek gekry. Kom nou. Hier is die papiertjie in. Filippense 4 daar vanaf vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle so na 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te help. Ek weet wat armoede is
En ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Dit is wat verwag word van 'n gemeente. Dit is wat verwag word van 'n huisgesin. As die een swaar kry, dra die ander saam. En ek dink 'n mens moet vir 'n mens maar toepaslike doelwitte daar stel met betrekking tot goed. As jy weet jy sukkel met spesifieke goed, stel vir jou doelwitte vas. Stukkie vir stukkie. Laat jy daarby kan uitkom. Breek al die take op in kleiner dele. En hulle sê, begin altyd met die taak wat jy die minste wil doen. Begin altyd met die taak wat jy die minste wil doen. Dan kom dit gedoen en dan word die res ook gedoen. Wat is die slotsom? Is jy gereed? Is jy gereed? Daardie antwoorde op daardie 7 sondes. Daardie antwoorde op daardie 7 sondes. En die vrug van die Gees. Geen mens kan bepaal of jy gereed is of nie gereed is nie. Net jouself kan bepaal of jy gereed is of nie gereed is nie. Die Here kom, ons besef in ons ouderdomsgroep waarin ons nou beweeg, besef jy dalk al meer en meer en meer om te werk aan sekere goed. Om te werk aan sekere goed, om seker te maak dat ek gereed is. Want dit kan daar by die deur wees, dit kan hier wees waar ek staan. Dit kan enige plek wees. Is ek gereed? Dan wil ek net vir een ding vir julle sê. Dit kom nou van 'n rekenmeester. As jou testament nie in orde is nie, is jy nie gereed nie. As jou testament nie in orde is nie, is jy nie gereed nie. Want daar is seker goed wat daar ook afgehandel moet word. 'n Ongemaklike ding, maar as dit, ek doen nie testamente nie, hoor. Ek verkoop my nie nou nie, ek doen nie testamente nie. So as jou testament nie gereed is nie, is jy ook nog nie gereed nie. So daar's 'n paar aardse goedjies ook wat 'n mens moet reg kry voordat jy gereed is. Maar as jy regmerkies kan maak agter hierdie 7 dinge, is ek seker as jy gereed. Baie dankie. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend gehad het om oor hierdie klompie goedjies te praat, om te bepaal of ons gereed is. Soms voel 'n mens, sjoe, ek weet nie, as U kom vandag, of ek dit gaan maak nie. Here, maar dan is dit die ou sonde skepper wat agter jou oor sit, en jou wil laat begin twyfel. Die dag wanneer ons gesê het, ons neem U aan, Here Jesus as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Daardie dag het U ons kom bedek en skoon gewas met die kosbare bloed, en ek dank U vanoggend daarvoor. Ek dank U vanoggend daarvoor dat U ons kom herinner aan dinge wat in die wêreld gebeur waarvan ons nie deel moet wees nie. Maar U kom herinner ons ook dan daaraan om op ons knieë te bly vir hierdie wêreld, soos wat die priesters in Deuteronomium op hulle knieë neergeval het en in Levitikus op hulle knieë neergeval het en die hele Israel voor U kom verootmoedig het, Here, om Israel te red. Vader, is daar vandag mense in Suid-Afrika nodig, gemeentelede in hierdie gemeente en in elke ander gemeente, om op hulle knieë te bly vir hierdie land van ons, om ons te kom verootmoedig dat hierdie land in die toestand is wat hy is. Dat hierdie land so vol sonde is, Here. Dat die wêreld so ver heen geval het, dat dit moeilik is
om te besef, om te kan dink. 'n Mens kan dit feitelik nie glo, dat mense so ver kon afgedwaal het nie. Maar in die Bybelse tyd in die Ou Testament, was daar sulke gevalle, en U het gekom, en U het gered. Ek bid vanmôre, Here, red ons land. Red ons land. Een en elkeen van ons het 'n rol daarin te speel. Liewe Heer, maak ons positief omtrent U woord. Leer ons uit U woord. Gee ons 'n ywer en 'n lus om in U woord te werk, om te bid, om te seën, Here, eerder as om te skel, om die wond te behandel, eerder as om die mes daaraan te draai. Vader, ek bid vanmôre, verseën oor hierdie gemeente, dat die een en elkeen wat hier vanoggend is, en Vader, een en elkeen wat hierdie boodskap dalk op die selfoon of op die rekenaar kry, dat U hulle daar sal aanraak met die besef, dat daar is net een antwoord, vir elke persoon op aarde en vir die hele aarde, en dit is Jesus. Dit is die enigste weg. Dit is die enigste weg, daar is nie 'n ander weg nie. Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet dat U 'n God van liefde is. Dankie dat ons weet U is 'n ferm God, wat ons ook reguit trek wanneer ons reguit getrek moet word. Want U sê, U is die Vader, en die Vader tugtig somtyds. En as hy tugtig, moet ons luister. Dankie, Here. Dankie dat ons kan weet, Jesus Christus het die losprys klaar betaal. En ons het die ewige lewe in ons hande. En U het ons in ons hande. Vader, dis nie ons wat U handhou vas nie. Dit is U wat ons handhou vas. Dankie daarvoor. Ek loof en prys U kosbare naam.